Goed, so ek dink ek gaan so lank begin, as daar mense is wat later opkom, gaan ons hulle aansit. Hier's Richard, daar's hy. Môre Richard, welkom, Tertius, daar's hy. Nou kom hulle. Goed, so baie welkom vanmôre almal van julle. Dis lekker om vir julle hier te hê. En dit is opstandingsoggend. Halleluja. So ek het 'n blou hemp aan want ons rou nie meer nie en iemand het gesê praat oor Black Friday, want Vrydag was 'n donker dag, want Jesus was toe in die graf. Hy's nie gekruisig op Vrydag nie. So ek glo 'n bietjie anders. Ek glo hy sal Woensdag gekruisig, want hy was 3 dae en 3 nagte in die graf gewees. So, maar in elk geval, so iemand het gepraat van Black Friday en toe sê iemand anders, but Sunday morning is coming. En hier is Sondagoggend. En blou beteken ons moet opkyk. Dis hoekom die Here die hemel ruim so mooi blou gemaak het. En hier in die Kaap is dit so wonderlik om op te kyk na hierdie mooi blou en lewe te ervaar en kalmte ervaar in hierdie deurmekaar lewe en te weet dat Jesus lewe. En dit is wat ons vir mekaar vanmôre moet sê. Jesus het opgestaan en ons het saam met hom opgestaan. Prys sy wonderlike naam. So ons gaan nou, ek gaan my screen share. Laat ons kyk na die skrif vanmôre. En ons gaan begin met Sondag kom weer. Ja, so Sondag is hier en dit beteken die Sondag is die eerste dag van die week. Dit beteken altyd, dit staan vir die syfer 8, dis die 8ste dag op die eerste dag. Nuwe begin. En 8 staan vir Christus, die oneindige een, die een wat lewe tot in ewigheid en die volmaakte vir ons kom moontlik maak het. So ek wil net gou vir hierdie aansit from the beginning. Ja, so ek sê Sondag is hier. So die disippels het baie na Jesus geluister. So die laaste deel van sy lewe, daai laaste paar dae, het hy 'n paar keer vir hulle gesê, hy gaan 3 dae dood wees, hy gaan gekruisig word, hy gaan 3 dae dood wees, maar op die 3de dag, na die 3de dag staan hy op. Nou, wat jy moet onthou is dat die Jode se dag begin 6:00. So hulle Sondag begin 6:00 Saterdag aand. So, en ek wil nou vir iets wys, want baie mense dink Jesus het eers vroeg Sondagoggend opgestaan. Maar dit is nie so nie. Kyk wat sê die skrif. En hulle het sy woorde onthou. Okay, hier is Anne-Marie en Bertie ook, baie welkom. Hy sê, en hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf, dis in Lukas wat dit skryf, hulle gaan toe terug van die graf af en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. So dit was nuwe nuus. En dit was Maria, Magdalena, Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En dan sê die Bybel hierdie, en hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk en hulle het dit nie geglo nie. Ten spyte van die feit dat die vrouens nou net van die graf afkom, die graf is leeg, en die Bybel sê, en dit het vir hulle geklink na onsinnige praatjies, asof hierdie vrouens nou net besig is om 'n klomp onsin te praat. Hy sê, maar Petrus het toe opgestaan, na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy dat die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. So dink hoe anders kon hulle daai oggend beleef het, as hulle Jesus se woorde geglo het. Voor die kruisiging kon hulle daai oggend
gaan wag het daar by die graf. Daai Saterdag aand toe dit donker word, kon hulle gaan wag het by die graf. Want Jesus het gesê hy gaan opstaan en hulle het dit gemis. Hulle het die opstanding gemis. Maar nou is dit nadat hy opgestaan het. En nou is daar nog steeds 'n klomp twyfel, onsinnige praatjies. En op Johannes 20 sê en op die eerste dag van die week, so dis Sondag, en Sondag begin Saterdag aand by die Jode, kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was by die graf. So dit was nog donker gewees, soos dit nou nog, dit net lig geword, dit het nog nie lig geword, dit was nog donker. Kom sy by die graf en sien dat die steen van die graf al weggeneem was. En sy hardloop toe en kom by Simon Petrus, by die ander disippels vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. So dit was die eerste indrukke wat sy gehad het. Toe gaan Petrus en die ander disipel. Nou hierdie ander disipel is Johannes, die disipel wat die boek geskryf het. Johannes, hy was 'n bietjie jonger as Petrus. En die twee het saam gehardloop en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus en eers by die graf gekom. So Johannes was eerste daar gewees. En dan sê hy, en terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. So Johannes het nie ingegaan nie, maar hy het gesien die doeke lê daar. So hy het geweet die liggaam is weg. En toe kom Simon Petrus agter hom aan, gaan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. So hier was die doek wat om Jesus se kop was, het een kant gelê en hy was opgevou. Amper soos 'n servet wat opgevou is. Nou iemand het eendag gesê, as jy in die tyd van die Here Jesus saam by iemand gaan eet het, en jy het klaar geëet en jy gebruik die servet en jy vee jou mond af. As jy dit opgevou het, dan dit vir die gasheer beteken, dit was 'n heerlike ete en dis afgehandel. So hierdie ding wat Jesus gedoen het, hy het daai ding wat om sy kop was, behoorlik afgehaal en dit opgevou en dit eenkant gesit, om te sê, die dood is verslaan, dit is klaar, dit is finish, dit is volbring, die hele koms van Jesus na die aarde is voltooi, hy het sy werk voltooi, halleluja. Hy sê, en daarop het die ander disipel wat eerste by die graf gegaan het, dis nou Johannes, ingegaan, ook gesien en geglo. Nou dit was belangrik, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy uit die dode uit moes opstaan. So hulle het nog nie dit regtig verstaan nie, maar nou het hulle daarom geglo. Jesus lewe, halleluja. Want onthou, wat hulle toe hom laas gesien het, was hy so verbrysel, so stikkend, so swak, en hy was dood. Hulle het hom laas dood gesien. En nou hierso is die goeie nuus. Die dood kon hom nie vashou nie. Paulus skryf daaroor en hy sê, dit was onmoontlik vir die dood om hom vas te hou. Hy het die bande van die dood verbreek, hy het die doeke afgehaal en hy het gesê, 'n nuwe begin. Dis die goeie nuus, halleluja. Hy sê, en toe dit nog aand was op daardie eerste dag van die week, met ander woorde op daai Sondag, eerste dag van die week is Sondag, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. So vrede is die Hebreëse woord shalom, wat beteken heelheid vir julle. Ek het opgestaan, ek is heel, ek lewe, halleluja. En hy het 'n ander liggaam gehad, hy kon deur toe deure kon hy gaan. Sy opgewekte liggaam was nie meer gekoppel aan hierdie aardse wette en reëls nie, maar hy het 'n nuwe liggaam gehad,
Hy het nog die wonde gehad, want hy sê, en nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande, en sy sy, waar hulle hom met die spies ingedruk het, om te seker te maak, hy is dood. En die disippels was bly, toe hulle die Here sien. Kan nie dink die blydskap daai oggend. En daai blydskap moet ook van ons besit neem. Want Jesus het nie in die graf gebly nie. Dit was hartseer. Die graf was hartseer. Maar die groot oomblik van die graf was die opstanding. Hierdie dag, Jesus lewe. En kyk nou wat sê hy hierso. En baie kere mis ons so 'n bietjie goed uit die skrif uit. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou wat het hier gebeur? Het hierdie mense die Heilige Gees ontvang? Want as 'n bietjie later lees, die laaste boodskap van Jesus was, gaan wag in Jerusalem en daar sal julle die gawe van die Heilige Gees ontvang. So wat het hier gebeur? Onthou, die disippels het Jesus as 'n mens geken. Hulle het hom nie geken as die verreëse Christus, as die een wat opgestaan het en graf, dood en hel. Die saligheid was nog nie bewerk nie. Die bloed was nog nie gestort nie. Voordat hy op 2-3 dae terug, voor hy opstaan het, was die bloed gestort, die prys was betaal en dit was volbring. Toe Jesus sterf het hy uitgeroep, dit is volbring, wat beteken, dit is klaar, halleluja, die rekening is betaal. En nou kom hy, en hy blaas op hulle, so daai blaas, die Griekse woord daar, beteken eintlik, gaan nou vir u wys wat dit beteken. Wat beteken nie blaas op hulle nie, maar blaas in hulle. Hy het in hulle begin asemhaal, deur die Heilige Gees. So ek glo, hier was die eerste wedergebore mense op aarde. Want Christus het in hulle begin asemhaal, deur hulle begin asemhaal. Hulle het hom altyd van buite af geken as Jesus, as die Nasarener, maar nou het hulle hom binne in hulle gehad. En dis wat gebeur as 'n mens wedergebore word, dan word Christus begin deur ons asemhaal. Halleluja. Hy sê, kyk wat sê hy dan. Hy sê, as julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. So, hier is sondevergifnis. En nou kan ons ook dit aankondig in hierdie wêreld, dat sonde kan vergewe word deur Jesus Christus en deur die bloed van Christus. Kyk hier na daai Griekse woord is emphusao, in die verklaring daarvan, met die Griekse verklaring, emphusao, is to breathe into, or to blow upon, so, maar die Bybelvertalers besluit, hulle sê blow upon, maar eintlik het Christus weer hier in hulle begin asemhaal. Soos in Genesis, hy sê prefix M, meaning in, and the root word is phusao, mean to breathe or to blow. In blowing, in breathing, breathing life or spirit into something. En dit kom ook stem ooreen met Genesis 2 vers 7. Hy sê die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. En so het dan die mens 'n lewende siel geword. So hier was die eerste wedergeborene van die nuwe lewe in Christus Jesus. En dit is wat Paulus dan ook sê, ons gaan dit nou lees in Korintiërs, 1 Korintiërs 15. En Johannes 20:25 sê die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Dit is nou vir Thomas. Onthou, daar was Thomas. Hy was nie hierdie eerste Sondag by toe Jesus aan hulle verskyn het nie. En hulle sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Nou kyk wat noem hulle hom. Here beteken Lord, beteken die opgewekte een. Here verwys na Yahweh, wat beteken hy is waarlik God, hy is die Here, hy is die baas van alles. Ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die hande
in sy hande die merke van die spykers sien in sy vinger en my vinger steek in die merk van sy spykers en my hande in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Hy was ongelowig geweest. En 8 dae daarna, so nog 'n week daarna, daarna was die disippels weer binne en Thomas saam met hulle en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was en in hulle midde gestaan en gesê vrede vir julle. Shalom. Shalom. Heelheid. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand, steek dit in my sy, moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê, kyk hoe antwoord hy. Hy sê, my Here en my God, my Yahweh, die opgewekte een, die weg, die waarheid en die lewe, die opstanding en die lewe. Halleluja. En Jesus, kyk wat sê Jesus vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Sien, Thomas het gesê, sien is glo, maar kyk wat sê Jesus, salig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Salig meen, hoe gelukkig, hoe blessed is die wat nie gesien het nie, en tog glo. So wat ek vanmôre vir u wil vra is, dink ons ook dis onsinnige praatjies, of glo ons dit werklik, dat Jesus het opgestaan? En as ons dit glo, dan is ons gelukkig, welgeluksalig, shalom, vrede, wonderlik, heerlik, halleluja, welgeluksalig is daai woordjie. En dan kom Paulus in Korintiërs 1 Korintiërs 15 vers 22 en hy verduidelik die opstanding. Onthou, Paulus het nie Jesus hier gesien saam met die ander disippels nie. Hy was nog besig met vervolging van die Christene. Maar nou skryf hy het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Hy sê, waardeur julle ook gered word, as julle daaraan vashou op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig, of julle moet te vergeefs geglo het. Hy sê, as jy nie glo in die opstanding van Jesus nie, hy sê, wat beteken die lewe dan? Wat beteken die kerk? Wat beteken prediking? Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. En hy het aan Cephas, dis Petrus, verskyn en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders te gelyk, waarvan die meeste nou nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Dis nou 'n aantal jare na die opstanding. Hy sê, en daarna het hy verskyn aan Jakobus, daarna aan al die apostels. So daar was baie mense aan wie Jesus verskyn het na sy opstanding. En hy sê, en laaste, kyk nou wat sê Paulus hier, aan laaste van almal het hy ook verskyn, ook aan my, as die ontydige geborene. Hy praat van sy wedergebore. Toe hy op pad was om die Christene te vervolg, op die pad na Patmos, die lig hom oorval het, en hy het Jesus gesien, want Jesus het vir hom gesê, waarom vervolg jy my? En hier ontmoet hy die lewende Christus in sy lewe, draai net so om, en hy weet dat Jesus lewe, en nou sê hy is ontydig gebore, met nou lank na die andere, is hy ook wedergebore, die dag toe hy Jesus ontmoet het, net so, die dag toe ons hom ontmoet het, die dag toe ons geglo het, dat hy vir ons gesterf het en opgestaan het, is ons ook weergebore, en het hy binne in ons begin leef, begin asemhaal. Jesus is nie ver van ons nie. Paulus het op 'n ander keer, Romeine 10 dit geskryf, hy sê, ons hoef nie op te vaar om Jesus af te bring nie, en ons hoef ook nie die doderyk af te gaan om hom op te bring nie, want hy sê, naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Hy sê, as jy met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, en met jou mond dit bely, sal jy gered word, wedergebore word. En dis waarvoor ons vanmôre praat. Dis so wonderlik, dat die Here het gekom sodat ons 'n
tweede keer gebore kan word uit die hemel. En by daai tweede geboorte kom bly hy binne in ons. Onthou jy ons het laas gepraat van woon, né? He abides, hy kom woon in ons. Dit was die doel hoekom hy gekom het. Die hoofdoel was dat hy ons met God kon verenig en dat hy binne in ons hart kon kom bly. En ek hoef nie vanmôre te twyfel en nie een van ons hoef te twyfel dat Jesus lewe nie, want hy leef binne in ons. Ons weet dat ons weet. En ek was by die graf, ek was daar gewees in 2010, het ek die voorreg gehad om te gaan kyk na die tuingraf, en ek het binne in daai graf gegaan. En binne op daai graf staan, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En ek het daarin gegaan. En wat 'n wonderlike oomblik. Maar ek hoef nie die graf te gesien het om te weet dat hy opstaan nie. Dit was my voorreg om dit te sien. En te sien die graf is leeg. Maar ek weet, toe ek 11 jaar oud was, en ek Jesus aangeneem het as 'n 11-jarige kind, het hy in my ingekom. En toe hy in my kom woon, het ek geweet, dat ek weet. So as jy dit glo, dan vind daai selfde gebeurtenis wat met Paulus gebeur het, en met die disippels na die opstanding, begin Jesus deur jou asemhaal. En dis wat ons moet glo. Hy's nie ver nie, hy's nie in die hemel daarbo nie, hy's nie in die dood meer nie, hy lewe binne in ons, en dit was die doel waarvoor hy gekom het, om binne in ons te leef. Nie apart van ons nie, binne in ons, deur ons asemtaal. Hy was die lewendmakende gees, en dit was Paulus wat hy skryf daaroor in 1 Korintiërs 15, wat ek nou ook vir u gelees het. Hy sê 'n natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en 'n geestelike liggaam. Hy sê, soos daaraan ook geskryf het, die eerste mens, Adam, het 'n lewende siel geword, toe God in hom ingeblaas het. En die laaste Adam, dis Christus, het 'n lewendmakende gees geword. Hy het ons gees kom lewend maak, want sonde het dit doodgemaak, né? Nou het hy dit kom leef. Hy sê die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlik. Ons is almal natuurlike mense, maar nou is ons geestelike mense. Kyk wat sê hy hierso. Die eerste mens was uit die aarde, aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. So hy woon binne in ons. Hy sê, soos die aardse mens was, soos op die aardse mense, en soos die aardse mense, soos die hemelse mense is, hemelse mens, nie mense nie, mens, dit is Christus, so is ook die hemelse mense. Ons is vanmôre hemelse mense. Ons is deel van daai blou lig. En binnekort gaan Jesus daai blou lig skeur, en dan gaan hy kom, en dan gaan hy vir ons ook nuwe liggame gee. En dis hoe ons moet dink aan die dood, dat ons het alreeds die ewige lewe. Nie die liggaam moet net verander word. Dis al wat nog moet verander, en dis die laaste, en dit is die laaste, die hoop, wat ons aan vashou, dat ons 'n nuwe liggaam gaan kry. En dan sê hy, soos ons die beeld van die aardse gedra het, dit is die eerste Adam, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra, wanneer Jesus ons daai nuwe liggaam gee. So maar, hy woon nou alreeds in ons, want kyk wat sê Paulus verder in Efesiërs 2 vers 4, hy sê, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, sonde, lewend gemaak het, saam met Christus. Uit genade is julle gered. So, jy kan nie werk daarvoor nie, dis genade, genade. Hy sê dit ook in vers 8 en 9, gaan lees dit. Hy sê, en ons saam opgewek. Met ander woorde, toe Jesus opgestaan het, het ons saam met hom opgestaan. Ons is saam met hom in die gees opgewek, en ons sit in die gees in hemelse plek, in Christus Jesus. Dis daai inbeginsel,
Ek in Christus en Christus in my, wat ons moet verstaan. Hy sê, en sodat hy in die eeue wat kom, so daar gaan nog eeue wees van hierdie heerlike, nuwe, ewige lewe, eeue en eeue, sodat hy in die eeue wat kom, oor 10.000 jaar hiervanaf, oor 100.000 jaar hiervanaf, die ewigheid, nog steeds sy uitnemende rykdom van sy genade en goeie tierenheid oor ons in Christus Jesus aan ons kan bewys, kan betoon. So 10 miljoen jaar hiervanaf gaan ons nog steeds hierdie heerlikheid beleef. Dit kan nie verbygaan. Dit is wat ewige lewe beteken. En ons hoef nie daarvoor te gewerk het nie. Hy sê, want uit genade is julle gered. Kyk hier, hoe is ons gered? Deur ons geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Beteken dis 'n geskenk. En 'n mens kan nie 'n geskenk koop nie. Jy ontvang hom net. Jy ontvang hom net. Halleluja. Man, die evangelie is goeie nuus. Dis goeie nuus vanmôre. Moenie hartseer wees nie. Moenie moedeloos word nie. Moenie die stryd opgee nie. Kom ons voltooi hierdie stryd. Hierdie lewe, ons moet dit oorkom, ons gaan dit oorkom in die naam van Jesus, want hy wat in ons woon, deur hom is ons tot alle dinge in staat. Ons is nie verloordes nie, ons is wenners. Jy's 'n wenner vanmôre deur Christus Jesus. Net soos hy die dood gewen het, het ons dit alreeds gewen. Want dis die laaste vyand, daar's geen ander godsdiens. Dink daaraan, daar's geen ander godsdiens wie se leier se graf leeg is nie. Daar is net een graf wat leeg is, en dis Jesus. Hy het opgestaan. Hy lewe, en ons het saam met hom opgestaan, en ons lewe nou in die hoop. En ons sien uit daarna, Paulus sê, ek sien uit daarna, dat die lewe die dood moet oorweldig, want as Jesus nie terugkom nie, gaan ons ook sterf. Hierdie liggaam gaan sterf, maar hy moet verander, want ons moet 'n nuwe liggaam kry, wat ons vir ewig saam met die Here in heerlikheid kan bly. Halleluja. So, maar ek sien uit na die wederkoms. Ek glo dit is so naby. En kom ons, wanneer dit moeilik gaan, wanneer dit swaar gaan, wanneer jy wil struikel, ons struikel nog, want ons bly nog in hierdie liggaam. Maar kom ons kyk net, slaan ons oë op, hy sê, want ons verlossing is naby. Halleluja. Hou moed, Jesus lewe, en kom ons sê dit vanmôre vir mekaar. Sê dit vir jou vrou, sê dit vir jou man, sê dit vir jou kinders. Jesus lewe, en omdat hy lewe, lewe ek saam met hom in heerlikheid. Sy genade was vir ons genoeg. Dankie Here. Dankie Here. Ek steek my hande op vanmôre. Dis genade wat ons gered het. Ons verdien dit nie, maar ons ontvang dit. Ons vat hierdie gawe, ons stoot dit nie een kant nie, want God het dit vir elke mens kom aanbied. Hy het hierdie geskenk van die ewige lewe vir elke mens kom aanbied. En al wat ons moet doen is ontvang dit deur geloof, en moenie laat die ongelukkigheid en al die ander goed in hierdie wêreld jou so omkrap, en my so omkrap en moedeloos maak, dat ons vergeet van 'n oop graf. Die graf is oop. Jesus lewe, hy het die dood oorkom, en ons saam met hom. Ons is meer as oorwinnaars. Dis wat Paulus skryf. Hy sê, want niks kan ons skei van daai liefde van die Here nie. Hy sê, daarom noem hy ons meer as oorwinnaars. En 'n oorwinnaar, 'n meer as 'n oorwinnaar, is iemand wat die prys vat, net soos 'n bokser. Iemand het dit eendag so beskryf. 'n Bokser gaan en hy veg, en hy oorwin, en dan kry hy daai groot cheque. En as hy by sy huis kom, dan sê sy vrou vir hom, waar's daai cheque? Sy's meer as 'n oorwinnaar. Sy's meer as 'n oorwinnaar. Jesus het vir ons oorwin. Ons is vanmôre meer as oorwinnaar, omdat hy ons
lief gehad het. Met 'n groot liefde. En hy nie net vir ons nie, elke mens lief. En hy bied hierdie geskenk van die ewige lewe vir elkeen aan. Al wat ons moet doen is, ons moet dit glo, ons moet dit aanvaar, en dan kry ons daai geskenk deur geloof. Halleluja. Here seën u ryklik, en mag u hierdie dag en die toekoms beleef. Maak nie saak waar jy is vanmôre nie. Begin net die Here te prys, begin net dankbaar raak, begin hom net loof en aanbid, want hy lewe, halleluja, en daarom lewe ons ook. Dankie dat julle vanmôre op was. Ek glo, stuur maar die videoetjie aan. Ek gaan in die toekoms, ek weet nie wat het gebeur op daai groep nie, want gisterand toe ek nou die link wou stuur, toe kan ek dit nie stuur nie, en toe moes ek dit nou privaat vir julle stuur. So ek gaan dit nou maar weer vir julle so stuur Sondagoggende vir almal wat opkom, en as julle, dan kan julle dit vir iemand aanstuur as julle hulle ook wil uitnooi. So enige iemand is welkom om saam met ons Sondagoggende op hierdie link te kom. Baie dankie en 'n geseënde dag vir julle, hoor, geseënd by elkeen van julle.